Lukas 18 is 'n bekende gedeelte wat ons al gelees het, maar jy dalk van hom vergeet. Want Jesus kom en hy vertel vir hulle 'n storie. En hy sê, en Jesus vir sy disippels wys, dat hulle moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word en op te gee. So die gedeelte is die opskrif. Hy wil sy disippels leer, hoe om te bid, en nie moed op te gee nie. Wat baie kere kom ons op bid, sê, ag Here, hoor U my gebede, ag Here, is bekend voor die Here, niks gebeur, en dan raak jy moedeloos, en jy begin opgee. En hy sê, en daarom het hy vir hulle 'n gelykenis vertel, 'n storie. Die regter van 'n sekere stad, jou is dalk die anderste, ek lees die nuwe lewende vertaling, 'n regter van 'n sekere stad was 'n man wat vir God geen respek gehad het nie, en ook nie vir mense omgegee het nie. Klink dit bekend in ons land? Jy werk dalk vir sulke mense, jy is dalk saam met hulle, jy kuier saam met hulle, jy is bewus hulle is dalk familie ook. So hierdie ou kom, ek praat nie van 'n regter of 'n ryk man of 'n koning of 'n bestuurder, jou Bybel sê waarskynlik 'n koning, wat God nie gevrees het nie, ook die mense nie. En in daardie stad was daar 'n weduwee wat elke keer na hom toe gekom het en hom gevra het, gee my tog wetlike beskerming, want daar is niemand wat vir my omgee nie, of wat na my sal kom nie. Sy kom, as jy nou die film sou gekyk het van die ou daar in die kasteel, het mense altyd gekom en voor die koning gekom met hulle probleme, en dan het hy nou gegaan en hulle raad gesê, Salomo is 'n baie bekende aan, mense het gekom en dan kom hulle voor die koning, sê koning, ek het 'n probleem, help my. So in hierdie geval kom hierdie vrou voor die magistraat of voor die koning, want sy het 'n probleem. En hoekom sal sy 'n probleem hê? Wat is 'n probleem? So sê hy, as jy aflei, dan hoor jy weduwee. Sy was alleen. In die tyd van die Bybel, as jy 'n weduwee was en jy geen kinders gehad nie, het jy geen erfgenaam. As jy geen erfgenaam gehad het of 'n man, het jy niks om te besit nie. Niemand kan vir jou sorg nie, niemand kan vir jou omgee. So sy kom net en sê, wees my genadig, want volgens die wet het ek nie reg of bestaansreg nie, ek kan niks besit nie, ek kan nie grond hê nie, ek kan nie huis hê nie, ek is alleen, wees my net barmhartig. En dit klink vir my volgens die storie, wat die koning na luister. Maar interessant genoeg is sy weer en weer en weer en weer teruggekom. Sy het nie na die tweede probleemsdag besluit, weet jy wat, hierdie ou wil my nie help, ek gaan dit maar los. En hoeveel keer gebeur dit nie met ons nie? Dit gebeur in die fisiese wêreld. Maar as jy nie help nie, los het. Ek gaan iemand anders te kry. Ons het groot geword om nie vas te byt en deur te druk. Depressie. Dis ons karakter, dis ons mens, dit gebeur, ons is kort van draad. Ons is ongeduldig. En so met die Here, as ons met mekaar ongeduldig is, as ons met die Here ook ongeduldig. Maar Here, U wil my nie hoor nie. Here, U stel nie belang aan my, ek bid en ek vra en ek bid en ek smeek en Here, ek vas. Jy doen al die wettiglike regte goedes. Maar omdat jy die regte goed doen, sê nie dit gaan die antwoord gee nie. Want God soek nie altyd die regte ding nie. Hy soek dit ook, maar hy soek jou hart, jou opregte hart. En sy kom smeek by hierdie man om genade. En nou sê hy verder, eers het die regter geweier om iets aan haar saak te doen, maar later het hy begin dink, ek het vir God geen respek en vir mense gegee nie om nie, maar hierdie weer val my so aanhoudend lastig, dat ek haar wettiglik beskerming sal gee, anders gaan sy my nog gedaan maak. Jou vertaling sê, sy gaan my in die gesig klap. Sy gaan my verneder. So hierdie koning besef toe maar, as ek iets aan hierdie saak gaan doen nie, hierdie vrou het niks om te verloor nie, sy is 'n weduwee, sy is arm. Maar as hierdie vrou, wat 'n weduwee is en arm is, hierdie koning 'n klap gaan gee, gaan daar groter vernedering op hom wees, as op haar. Sy het niks om te verloor nie, hy het alles om te verloor. Sy geaardheid, sy image, sy koningskap, wat gaan die mense dink en sê? En omdat sy aangehou het, kom vra sê, laat ek tog maar aan haar versoeke voldoen. Laat ek net vir haar gee wat sy wil hê, want sy is besig om my gedaan te maak. Ek wil vir jou sê, ek het nog nooit gelees dat God gesê het, ek raak gedaan van julle gebede en versoeke nie. Ek raak gedaan van julle gebid en gepleit nie. Hy raak dalk moeilik sê, kan julle op jou smeek en pleit, kan julle op 'n plek kom vir 'n verhouding en verstaan waaroor dit gaan. Miskien kom die Here net en sê, hey, hou op kerm en klaar.
Ons staan in 'n verhouding. Jy is in Christus 'n nuutgebore mens. Jy het toegang tot die Vader, tot die koninkryk van God. Jy het reg en toegang om met God te kommunikeer en te praat. Deur die kruis is die voorhangsel oop. Ek het laasweek gesê om 'n lieflike geur te wees. Wat maak daardie deur oop? Wat druk daardie knop? Ek kon nie onthou wat het ek gesê. Die wierookaltaar wat daar by die ingang staan van die allerheiligste. Dis die laaste plek waar ek vir sê, die wierookaltaar is ons gebede wat soos 'n lieflike geur voor God opgaan. Nou praat ek oor die tweede gedeelte. Gaan jy aan? Of gaan jy stop om dit goed te gebeur soos jy wil hê nie? As dinge nie uitwerk soos jy graag wil nie, want ons is so ongeduldig met mekaar, hoekom sal ons nie ongeduldig met die Here wees? Laat dit tog maar net aan haar, want hoekom? Sy kom weer en weer terug, en uiteindelik toe voldoen hy aan haar versoek. Dis presies wat die Here sê. Gaan hy verder, vers 6. En die Here sê toe, let op wat daardie oneerlike regter gesê het. As hy so iets kon sê, sal God dan nie doen wat reg is vir sy mense wat hy uitgekies het, as hulle die dag en nag na hom uitroep nie. Hoor mooi. Sal die Here, as hierdie onregverdige regter eventually voldoen het aan haar vereiste en smeekinge, sal die Here wat goed is dit ook nie doen aan hulle wat dag en nag na hom uitroep nie. Dag en nag. Ek wil vanmôre vir jou sê, desperaatheid en volharding is gelyk aan 'n deurbraak. Hoor mooi, skryf maar neer. Desperaatheid en volharding is gelyk aan 'n deurbraak. Partykeer wil God net so 'n bietjie jou hart toets. Is hierdie 'n newcomer wat net 2 of 3 keer kom vra, hou hy op, of gaan hierdie ou bietjie vasbyt? Man, om iewers in die lewe te kom, moet jy so 'n bietjie vasbyt en deurdruk en aangaan met wat die Here wil hê jy moet doen. Jy kan hom eers draai, sê maar dit werk nie vir my nie, jy raak moedeloos en jy gee hou op nie. Maar ons doen dit as kinders van die Here. En ons het juist die antwoord in hierdie wêreld waarna die wêreld soek. Maar ons is nie die voorbeeld daarvan. Kom aan. Kom aan. Sal hy baie lank wag voor hy dit doen? Ek sê nou vir julle, hy sal gou aan hulle saak ander gee, maar die vraag is, as ek die redder terugkom, sal ek nog mense kry wat so vertrou? Jou Bybel sê, sal ek nog mense kry wat so 'n geloof het? As die Here eendag terugkom en hy kom kyk, sal hy onder die kinders van die Here nog iemand kry wat so kan vertrou en volhard? Hoe desperaat is jy vir 'n deurbraak? Hoe desperaat is jy vir God om te voorsien en jou saak aan te hoor? Hoe desperaat is jy dat God iets sal doen waarvoor jy al jare wag? Dit gaan nie oor iets vir iets nie, dit gaan oor God sien jou hart raak. Kobie het die storie vertel laaste tyd. Ek het dit so gelag toe hy dit sê van sy seuns. Hy sê, tussen sy 3 seuns is daar enetjie wat na sy pa toe kom. En kom sit hy daar op sy pa se skoot, toe hy jonk was. En hy kom sit by sy pa en hy sê vir sy pa, "Pappa, ek is baie lief vir jou. Ek gee drukkies en swinkies hier by die wang en die kop en alles sit daar by sy pa, koersa en sy skoot vas. Maar die pa weet, there's something coming. Né? Maar die pa los op. Kom jy los op, laat hy net aangaan. Ek het so 'n dogter. Sal sê, tot jy... En dit is mooi gesê, man. Die vleiwoorde, jy weet ons, as jou vrou sê, engel, liefie, dan weet jy, something is coming. Mooi, maar dis hoe werk dit. En hy troetel alles en op die saak, die kern van die storie is, sy pa vra vir hom, wat soek jy? En sy pa het geweet nie, you want something. Papa, ek soek 'n geldjie vir die snoepie. Dis nie mooi nie. Die pa se hart het gesmelt. Dis 'n ware storie. Die pa se hart het gesmelt
En hy gee vir hom die geld nie. Die ander twee boeties is glad nie impressie, want wat het die kleintjie gedoen? Kyk wat het hy my pa gekry, en hulle is kwaad seker, en maar, pa, hoe is het moontlik, dat hy geld kry, en ons kan die geld nie? En in my woorde, so kom ek sê, hy het die sleutel na my hart geken. Kom maar, is dit nie waar? Hy het geweet wat om te doen, om my hart sag te maak. Julle het nie gedoen. Leer by julle boetie, selfde. Om by God te kom en op sy skoot te sit, en die taal te praat wat God ken en hoor. Vader, ek is lief vir U, ek gee om vir U, ek stel belang in U. Here, ek sal my deel doen, ek sal U aanbid en loof, ek sal doen wat U wil hê, ek moet doen nie wat die wet en mense sê, en ek wil U hart sag maak vir my. Want as God se hart sag is vir jou, dan gaan jy die voordeel van die sagte hart kry. Maar God se hart kan ook kwaai word, hy kan ook streng word, al sê ons, hy is 'n God van liefde. Liefde sê nie, hy laat alles gaan en toelaat en gebeur nie. Liefde sê juist, ek gryp in en ek sorteer het uit. Dis liefde. Partykeer met 'n ou hard praat, ander keer moet jy sag praat. En God gebruik, Jesus gebruik hierdie voorbeeld te sê, daar was 'n weduwee wat 'n probleem gehad het, en sy het nie opgehou vra en soek tot sy 'n antwoord gekry het nie. Sy het nie gestop omdat hy nie wil antwoord nie, sy het aangehou en aangehou tot sy die antwoord gekry het. En die Here sê, sal ek nog so geloof vind as ek terugkom aarde toe? Jesus praat, hy praat van, sal ek as ek terugkom die tweede keer, die wederkoms, nog so 'n geloof vind. Dit laat my dink aan die vrou van bloedvloei. Hoe desperaat sy was om by Jesus uit te kom vir haar genesing. Want medies gewys het sy al alles probeer en sy kon nie genesing kry nie. Sy was onrein verklaar deur die priesters. Sy mag nie in 'n skare gekom het nie, sy mag nie by mense gekom het, sy mag nie in huis gekom het nie, sy mag nie eens in haar eie ouerhuis gewees het nie. Kyk mooi, want sy was vuil en onrein oor bloedvloei. Sy was uitgeskuif uit die gemeenskap uit. Maar sy was desperaat en sê, ek het van hom gehoor, ek het hom gesien, ek het die stories gehoor van die man wat mense gesond maak, as hy hulle gesond maak, kan hy ook my gesond maak. As hy iets vir hulle kan doen, as hy blindes kan gesond maak en dooies kan op, kan hy ook vir my sekerlik iets doen, want ek het alles al probeer. En dis die kruks van die saak, jy het al alles probeer, en dan op die einde wil jy eers by die Here uitkom. Dalk moet jy nie alles probeer nie, dalk moet jy van die begin af by die Here uitkom en hom vertrou. En in haar desperaatheid skuif sy in die skare in. Imagine wat maak daai mense toe sy daar tussen hulle deurkom, hoe gil en skree gaan hulle te keer uit, gee dalk 'n paar klappe en skop haar op 'n klip en gooi, gaan weg, sy mag nie naby kom nie. Dis soos melaatsheid. Hulle het nie verstaan nie. Want hulle het die wet toegepas tot op die jota wat fisies was, en dit het mense seer en teleurstellend gemaak. Mense was verwerp en goddeloos gewees, God verwerp oor wette. En sy dring haarself in die mense, ongeag wat hulle sê, wat hulle dink, hoe hulle voel, of hulle nou klap of skop. Sy sê, as ek net aan sy soem raak, aan die punt van sy rok, net daar raak, sal ek gesond word. Sy het nie gesê, dat hy sy hand op my lê nie, het hom raak. Ja, Iris kom val voor Jesus neer, hy is 'n skrifgeleerde. Hy werk daar saam met die fariseërs, 'n man van die wet. En sy dogtertjie lê op sterwe. En hy kom val voor die Here en sê, Here, kom genees my dogtertjie, sy is baie siek. Hy's praat. Hy het nie iemand gestuur na Jesus toe en sê, Here, wil jy nie vir hy man kom bid, hy is siek? Nee, hy's desperaat, hy gaan self. Hy het diensknegte gehad. Hy gaan self na die Here toe en sê, Here, ek het 'n probleem. En hy val op sy knieë voor hom neer en hy sê, Here, help my. Here, red my. My dogter is siek en sy mag dalk sterf. Die Romeinse soldaat stuur nie 'n diensknegt nie, 'n onreine man wat niks vir die Jode uit te waai, wat nie naam ook kan, die Romeine het van die Jode gepraat as honde.
Hulle het nie gemeng nie. As jy in 'n Romeinse huis ingegaan het omdat hom gevat of aan hom geraak het, was jy onrein verklaar. Dan moes jy seker as jy hulle doen om weer skoon te kom. Dis wat hulle gedoen het. En hierdie man wat oor 1000 manne aangestel is, 10.000, kom in desperaatheid, hy was alleen. En hy kon val voor die Here en hy sê, Here, my diensknegt is baie siek. Hy lê op sterwe. Ek wil nie net die woord spreek en hom genees. En die Here sê, ek sal kom. Hy sê, nee, moet nie kom nie. Ek is dit nie werd, ek is onrein, maar ek ken julle wette. Ek wil nie onrein maak, maar hy het nie verstaan nie. Maar spreek net die woord. En hy sal gesond word. En die Here sê, ek het nog nooit so groot geloof in Israel gesien. Van 'n heiden. Daai ou het iets opgetel, hy het iets gesnap van Jesus Christus. Hy het besef, ek moet na hom toe gaan. Ek kan nie 'n slaaf of iemand anders stuur, 'n ander soldaat nie. Ek moet self voor sy voete kom lê en kom smeek en pleit. Ek moet desperaat genoeg wees dat ek kan sien dat ek het honger en dors. Al is hy 'n Romeinse soldaat, het hy aangestap en sê, Jesus, jy word ontbied na my kantoor toe nie, ek het jou hulp nodig vandag. Nee, hy het neergeval, want sy omstandighede het hom nederig gemaak. Baie kere laat God goed toe om my op my knieë te kry. Nie wat hy jou straf nie. Because humbleness and righteousness is the way to the Lord's heart. Op my knieë voor hom kom ek is desperaat, ek het hulp nodig. Die vrou van Jerigo was 'n dogter siek was. Toe sy aangehardloop kom en sê, Here Jesus, seun van Dawid, wees my genadig en warmhartig, en hulle maak al later stil en sê, bly stil, vrou Jairus. En sy het al hoe harder geskree. Jesus, seun van Dawid, wees my genadig, my dogter is baie siek. Jesus het nie gestop, hy het dan gehoor, dan sê die woord, hy het nie gestop nie, tot sy gekom het en by sy voete neergeval het. En dan hom gevat het. Sê, Here, wees my genadig. Sien my raak vandag. Sy het geweet is verkeerd om voor hom te kom. Sy het geweet sy gaan gestenig word. Sy het geweet as 'n Samaritaanse vrou wat in Jerigo bly, sy kan nie by hom wees, sy weet. Maar despite all the odds, het sy ingedruk en sê, ek is bereid om die prys te betaal ter wille van my dogter. En Jesus kom en hy toets haar. Maar hy sê dit eintlik dat hulle dit almal hoor, wat saam met is die skare. Hy sê, vrou, ons kan nie die brood wat vir die kinders bedoel is, vir die honde gee nie. Hy verwys na haar as die hond. Want dis hoe hulle gesien is. Die Samaritane was gesien as honde. Heidene. So Jesus haal aan wat die mense sê, nie wat hy voel nie. Hy sê, ek kan nie die brood vir die honde gee nie. Maar hoor haar geloof, sê Here, selfs die krummeltjies wat van die brood afval van die tafel af, sal die hondjies eet. Hulle is tevrede met die krummels. Ek is tevrede as u my net 'n krummel gee, al val dit van die tafel af. En die Here sê van, groot is jou geloof, vrou, gaan huis toe, jou kind is genees. Kyk hoe desperaat was die vrou. Kyk hoe sy uitgeroep na die Here toe. Kyk hoe honger was sy gewees. Jona was ongehoorsaam aan die stem van die Here. Hy eindig in 'n vis se maag. En in die duisternis sê die woord, het hy uitgeroep na God toe. Wees my genadig en barmhartig, Here, in die duisternis, in die dood. Hulle praat van hy was in Sheol, hy ter dode neergedaal. Hy het gevoel hy gaan dood. Iets finish met hom. Hy het nie geluister na die Here nie. Toe gooi hulle oorboord. Maar die Here toon sy genade en barmhartigheid aan Jona toe hy uitroep. Toe spoeg die Here hom uit by die vis op die strand en sê, maak jouself skoon, eet en gaan doen wat ek jou gevra het om te doen. Kyk die genade van die Here. Partykeer voel dit of ek in die doderyk is voor ek uitroep. Partykeer het ek alles verloor. Ek is desperaat. Miskien moet God my strip van alles. Dat ek naak voor hom staan, voor ek uitroep na hom wat my gemaak het, dat ek net kan sê, Abba Vader, wees, moenie daar kom nie. Moenie 'n dwaas wees en daardie pad stap, dat alles
verloor en jou huwelik kos jou geld, kos jou werk en voor jy alles, voor jy by die Here kom en doen wat hy jou vra. Ek ken die verhaal van Jesus wat in die huis gepreek het en bedien het en daar was 'n klomp skare gewees. Die man wat hulle gebring het en hierdie dak laat afsak het. Jy ken die storie. Ek wil vir jou sê, somtyds kry jy ook pelle wat om jou is, wat net so desperaat soos jy is. Goeie pelle. En hulle het gehoor van hierdie Messias wat in Jerusalem, Judea besig om te breek. Hulle het gehoor van die tekens. En hulle het vir hulle pel gesê, weet jy wat? Ons het gehoor van hierdie Messias. Ons gaan jou na hom toe vat. En hulle laai hom op 'n stretcher. En hulle dra hom daar waar hy is. Hulle het gaan soek. En hulle kry hom by iemand se huis, daar waar hy preek. En die skare was baie. Die Fariseërs en Sadduseërs wil jy daar toe opcheck wat hy doen. Maar die woord sê, hulle kon nie by hom uitkom oor die skare wat so baie was. Wat doen hulle toe? Hulle klim met hom op 'n dak. Geliefdes, daar was nie lifts of hyskrane nie. Dink met jou kop. Hoe kry hulle hier ou bestretse by daai dak op die leer? Wie stap voor, wie van agter? Jy dra nie net 60, 70 kg teen 'n hout. Hulle het nie staallere gehad. Dit is houtleer wat hulle mekaar geslat het met tou. Hulle moes op hierdie dak klim as 'n plandak sê die woord. En hulle het hom met desperaat. Hulle was so desperaat geweest. Hulle het 'n plan gemaak om hom op te sê, kom ons slaan hierdie ou se dak stukke, imagine. Here fellowship met iemand se huis en die volgende val die teels hier deur die dak. Wat maak julle? Nee, ons soek vir Jesus. Ons hoor hy's hier binnekant. Julle kan nie my huis breek nie heeltemal. Wie gaan vir die skade betaal? Ek het nie versekering nie. Hulle was desperaat geweest om 'n gat in die dak te maak en om 'n toue. Geliefdes, dit het seker 'n paar uur gevat om daai man daardeur te kry. Maar die desperaatheid van hom en van sy vriende om voor Jesus te kom en toe hy daar tussen hulle insak en langs Jesus kom lê. Toe kom die Here en hy sê, jou sondes is jou vergewe. Wat het dit met siekte te doen? Want jy sien, die Jode en die Fariseërs het geglo, as jy siek is, het jy gesondig. As jy arm is daar 'n vloek op jou lewe. Dis wat hulle wetties geglo het. Dis hoekom hulle almal ryk was, want hulle glo die seun van die Here maak ryk, so hulle het hulle self verryk. Maar die woord van die Here sê die Lewiete moes geleef het van die offerhandes en die almoses, maar hulle het self verryk. En die arme mense was daar 'n vloek oor, want dit is hulle geglo het. Maar die disippels het al gevra, Here, is hierdie persoon blind of siek oor die sonde wat hy gedoen het of oor sy ouers? Hoor mooi. Sê Here, nee. Hy is siek sodat God vandag verheerlik kan. En die Here sê vir hom, jou sondes is vergewe, staan op en loop, jy is genees. Toe is die ouens kwaad. Hoe ver wil jy hê met die Here jou vat voordat jy die knie buig? Hoe desperaat is jy vir iets in jou lewe? As jy hier so sit met jou girl wat nou jou vrou is, hoe desperaat was jy om haar te kry toe jy haar sien die dag? Kobie sal nou sê, André het my so gelyk, sy het sommer my kom vra om te trou, né? Kobie se krap. Hoe desperaat toe hierdie girl sê, wat sal jy doen om haar te sien, saam met haar uit te gaan, om haar te vra met, hoe man, jou hart het kasterd geklop, man word mal as hy verlief raak, hy is 'n ander wese, man, jy moet eintlik so ou toesluit vir 'n paar maande, dat hy weet jy mens kan word, want hy dink nie met sy kop nie. Dit is so, julle weet, hoe desperaat was jy toe jy jou vrou gesien het, en met haar wou trou, wel, ek het nou net nie veel kans gegee om desperaat te wees nie, want ek het vir haar gesê, toe ek al vra, sê, ek gee nie kans om oor te dink en te bid nie, ek wil nou die antwoord hê. Want vrouens het ons gesê, ek sal oor gaan dink, nee, as jy gaan dink, gaan jy my los. En dan gaan jy al die foute sien en alles, jy gaan oor my dink en jy gaan besef, nee, ek wil nou weet, terwyl jy die goeie kant van my sien.
Geliefdes, praat ek die waarheid vanmôre? Ons wil iets hê, maar wat is ek bereid om te gee van my kant af vir die Here? Daar's niks wat jy sy goedheid kan koop nie, dis deur genade en barmhartigheid, maar die Here soek tog iets van jou. Hoe is jou hart teenoor my? Ek wil afsluit met Psalm 107. Laai saam met my so intoe jou Bybel lees. En dit is seker een van die mooiste psalms, toe ek nou hierdie psalm lees, so sien ek, wow. Nou, ek het my pa se Bybel hierso. En toe ek Psalm 107 lees, so sien ek nie my pa mooi in hierdie gedeelte gekrap. Hy het notas gemaak en hy het highlights gemaak en al die verse waaroor ek wil preek wat ek nou gaan soek, het hy nou klaar vir my klaar gehighlight. Jy kan dit daar sien, dit is klaar gehighlight. So ek prys die Here, my pa het iets verstaan van die goedheid van God. Al is hy huis toe weens manke. Sy siekte het nie gemaak dat God minder goed is nie. En hy tot op sy einde, sy sterf by die Here vertrou. Al het dit nie gekry nie. Hy bly, want hy sal geëer word oor sy vertroue in God. Al het die Here hom nie genees nie. Partykeer kry ons nie iets wat ons wil hê nie. Dit maak God nie minder goed en 'n goeie vader nie. Daar's kere wat jy vir jou kinders sê nee. Kom aan. En daar's kere wat jy vir hulle gee. Daar's kere wat jy vir hulle gee sonder dat hulle vra, net om jy hulle lief het. En dis hoe God ook werk partykeer. Hy gee partykeer net, ons verdien dit nie. Psalm 107 is 'n lang gedeelte, ek gaan net sekere versies aanhaal. Vers 5 sê, honger en dors, hy sê so, vers 5, party het in die woestyn rondgetrek, is hier die woestyn, waar daar nêrens 'n stad was om te woon nie, honger en dors en moedeloos was hulle gewees, wat my vertaling sê. Dis ons, honger en dors en moedeloos. In hulle nood roep hulle toe na die Here toe, en hy het hulle uit hulle moeilikheid uitgered. Hy het hulle reguit gelei tot by 'n stad waar hulle kon woon. Vers 9, want hy gee die wat dors is water om te drink. Hoor die Here. Hy gee, as jy dors is, water. As jy nie honger en dors is nie, gaan jy nie eet en drink nie. Jou vrou kan nie lekker se kos maak, maar as jy slapchips en rasses voor die tyd geëet het skelm, jy kom by die huis, is daar moeilikheid. Of jy moet dit eet, al kan jy nie, en jy burg dit hom maar in, en jy sê, dankie liefie, dit was lekker, en dan vanaand in hierdie bed sê, kom wat ek gaan doen. Ons is so. Vers 13. In hulle nood, hulle benoudheid, roep hulle aan die Here, en hy het hulle uit hulle moeilikheid gered, weer 'n keer moeilikheid gered. Hoor die barmhartigheid van die Here. Hierdie ou besing die grootheid van die Here. Vers 14. Uit die donkerte het hy hulle uitgebring en hulle boeye stukkend gebreek. Met ander woorde, uit gevangenis gelaat. Vers 19. In hulle nood roep hulle na die Here toe en uit hulle moeilikheid het hulle gered. Vers 20. Hy gee die bevel dat hulle gesond moet word. Hoor wat sê die Here. Laat hulle die Here loof vir sy getroue liefde en vir die wonders wat hy vir hulle gedoen het. Laat hulle offers bring aan hom in dank van dankbaarheid sing oor wat hy gedoen het. Blaai ons om. Vers 35. Maar hy verander ook 'n woestyn in 'n dam water. Johannes sê heel waarskynlik 'n vlei land. En gee fonteine waar daar net droë grond was. Hoor wat sê die Here. Hy verander woestyne in 'n vlei land. Hy gee water waar daar droogte is. Dit vir die Here. Vers 36. Dan laat hy die behoeftiges daar intrek en vir hulle stad bou om daar te woon. God is busy preparing. Die Here gaan die woestyn in Barberton en in jou en in die kerk verander in 'n vlei land, dan sê hy, sodat ons daar kan intrek. Hoor mooi. Die Here is besig in Barberton en jou huis en die kerk besig om die woestyn te verander in 'n vlei land sodat ons daar kan gaan woon. Hulle bewerk die grond en plant wingerde en kry groot oeste. Amen. Op hierdie plek waar die Here vir hom voorberei, plant hulle en die diere en alles is voorspoedig want die Here het dit gedoen. Vers 38, hy gee hulle voorspoed en laat hulle bevolking groei. Moet nou nie jou familie groter maak nie. Vertrou dat die Here dit geestelik sal doen.
Amen. Dis nie opdrag om die land te bevolk nie. Hy het wel gesê, vul die aarde en vermeerder. Maar hy praat ook hier van geestelik, kinders van die Here terug. En daarom kan klein Stefan, Susan, Betty, wie almal ook al is in jou familie, terugkom na die Here toe, om te kom woon op die plek wat God vir hulle gemaak het. En sorg dat hulle vee nie minder word nie. Wow. Die laaste verse, vers 41. Maar die behoeftige stel hy op uit hulle moeilikhede uit, en maak hulle familiegroepe so baie soos groot troppe vee. Almal wat aan die Here gehoorsaam is, sal bly wees as hulle dit sien. Maar die slegte mense sal moet stil bly. Laat almal wat verstandig is hieroor dink, en laat hulle die Here se getroue liefde raak sien. All the above, wat ek nou vir jou gelees het, gaan oor God se getroue liefde. Jy het vanmôre kom uitkniel, omdat jy desperaat was. En jy het gevra, Here, sien my raak vanmôre. Maar miskien het jy gemis vanmôre. En jy wou dalk, of jy was te skaam of te bang om hier voor te kom kniel. En dan doen ek weer 'n uitroep voor ons nagmaal gaan gebruik. Is daar nog iemand wat sê, Here, ek is desperaat, help my, ek het vanmôre gehoor, I need to do something, nie om gered te word, want U red met die Gees, I need to come and bow down, ek moet myself vir U gee. Die eerste plek is, ek moet kind van God wees, ek moet by die kruis kom. En as ek deur die kruis gegaan het, dan kan ek ingaan by die tempel, en my offer bring, en my hande gaan was, my lyf gaan was van my sonde, en ek kan daar by die toonbrode kom, by die wierookaltaar, ek kan kom by die menorah, ek kan in die teenwoordigheid van die Here kom, en God met my, en ek met hom. Kan ons ons oë sluit, net daar waar jy sit. Is hier vanmôre iemand wat kan sê, of vra, Here, ek het U nodig. Ek het nodig om my lewe vir U te gee. Ek het weggedwaal. Ek het afgedwaal. Ek was kwaad. Ek was teleurgesteld. Ek is verbitterd geweest. Ek het weggebly van die kerk af. Die mense in die kerk het my seer gemaak. Maar vanmôre wil ek kom en repent en terugkeer en sê, Here, wees my genadig. Ek wil weer die Here dien. Ek wil hê hy moet my sondes vergewe. Ek wil terugkeer as sy kind, soos 'n verlore seun. As jy vanmôre hier sit en sê, I need Jesus in my life. Steek net jou hand op en sak hom weer. Moenie skaam wees nie. Sak hom weer, dankie. Sak hom. Sal nog iemand, dankie.